Aluma Capital. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Ons begin volgend by Paul Mashatile wat sê swart mense wat geld het is nie 'n probleem nie. Ja, as nogals 'n interessante argument wat hy gemaak het in die nasionale vergadering. Natuurlik ons adjunk president nadat hy uitgevra is deur Baklolile en Ndoda, die adjunk hoofsweep van die DA, oor sy verbintenis met die nasionale lotery wat nou onder 'n nuwe bestuur is. Ek wil net vir die presiese naam gee. Sizekaya. Sizekaya. En dis deel van Bellamont Gaming. Nou die daar is bande met 'n vriend van hom en dan ook sy skoonsister. En so het die adjunk hoofsweep van die DA toe gesê, maar weet hoe hy het hom direk uitgevra oor hierdie bande. En toe sê Paul Mashatile, jy kan nie elke keer as iemand wat swart is geld maak, begin dink dit is gesteel nie. Wat nogals 'n vreemde teenargument is. En hy het ook 'n hele verduideliking gegee hoekom hulle genooi word na die parlement toe. Dit is sy vriende. Hy sê van die mense was saam met hom in die tronk gewees tydens die struggle en hy het vriende gemaak en sy vriende het in die sakewêreld ingegaan en besighede begin en hy het in politiek ingegaan. Dit op sigself maak vir my 100% sin as jy dink mense saam met wie ons gestudeer het, party van hulle het groot besighede, party van hulle doen dit en ja natuurlik gaan 'n mens eers na jou vriende toe gaan wanneer jy iets nodig het. Maar hy sê pertinent, hy was nie formeel of informeel betrokke by hierdie tender van die nasionale lotery en hoe die maatskappy die tender gekry het. Want dis op jou die vraag. Ja. Dit is Die vraag is nie hoe voel jy oor swart mense wat ryk word? Was jy betrokke? Dit was nie die vraag nie. Ons verstaan wat hy sê, ons het begrip vir wat hy sê en daar's niks fout daarmee nie. Ja. Maar dit was nie die vraag nie. Die vraag was, hoe was jy betrokke by die toekenning van tenders vir die nasionale lotery? Goed, maar as hy nou nie formeel of informeel betrokke was nie, dit lyk nog steeds verdag. Want 'n skoonsister is vir my baie naby. 'n vriend kan jy nog dink, okay, maar 'n skoonsister. En as daar twee mense is met wie jy nou 'n band het in een maatskappy, wat 'n baie winsgewende tender kry. Twee mense in een maatskappy. Wat ook die maatskappy geregistreer het kort voordat die tender toegeken is. Dit maak dit kommerwekkend. Dis dieselfde met die handboektender. Ja, Dit is die geskiedenis van die maatskappy is nie noemenswaardig nie. Daar is nie 'n track record soos Engels sê. Regtig waarop mense kan staan. Ek dink ongelukkig vir die adjunk president was daar ook nou al te veel gerugte oor hom gewees. Met sy seuns. Daar was te veel, jy weet, ondersoekende joernaliste wat al, jy weet, gerugte nie. Dis verstaan, daar was al te veel wyse en dinge wat gerapporteer is oor hom. So ek dink dit gaan nie oor hom en dit gaan nie oor, met alle respek, swart mense nie. Dit gaan oor hom en ongelukkig sy naam wat gekoppel word aan te veel ongeruimthede. Ek dink, laat ek dit dan maar sê, ek dink hy's besig met emosionele manipulasie hier. Om nou hierdie argument hier in te gooi en dit nou 'n rassistiese ding te maak en hy sê dan ook vir dat adjunk hoofsweep, jy moet ook beledig voel as iemand dit vir jou sê. Verstaan jy? Dit is 'n bietjie manipulerende boodskap. Hou op by die raskaart speel elke keer. Goed, praat van die raskaart. Ons gaan 'n bietjie oor die Reserwebank gesels wat beslag lê op Dan Rood se miljoene. Ja, jy sal onthou Dan Rood, die aktivis wat ek dink dit was 'n aanlyn nuusblad gehad het, Praag. En ongeveer 4 miljoen rand van sy geld is nou deur die Reserwebank uit van sy bankrekeninge gehaal. Dit was nou al gevries vir 'n wyle. Die helfte, bietjie minder as die helfte, was Amerikaanse dollars wat in 'n Absa rekening was en dan is daar 3 ander bedrae wat ook in Absa rekeninge was. En hulle die Reserwebank het eenvoudig beslag gelê daarop. Maar lyk vir my dat dit was 'n valutareëling. Dit is nie wettig hoe hy die geld hier gehad het in hierdie rekeninge nie. Hy sê hy moes Praag stop, die aanlyn webwerf, omdat hulle sy geld bevries het. Dat natuurlik ook toe besef, maar nou kan hy nie meer sy geld in daai bankrekening inkry nie, want jy moes betaal om die dienste gebruik. Hy sê dis lastig want sy vrou het kanker en nou kan hy nie by die geld uitkom nie of hy het nie meer daai geld om die mediese kostes te betaal nie. En hy sê ook dat hy het nooit geweet dit is so maklik vir die regering om jou geld te vat nie. Okay, ander ding wat hy sê is dat hy dink dit is ongrondwetlik want dit is ou reëlings. Op die einde van die dag 'n Reserwebank se reëlings oor valuta en geld wat vir president Cyril Ramaphosa geld oor valuta en 'n bank. Veronderstel is om te geld. Wel, gaan Hopelik.
Dit geld ook vir Dan Rood. Ja. Dan Rood sê die artikel sê die artikel sê die presiese redes vir die Reservebank se optrede is volgens hom egter steeds onduidelik. Ja, hy gaan dit nou na hof uitdaag. Ja. Maar wat ek nou nie verstaan is waar gaan hy dan die geld kry om dit in die hof uit te daag. Maar goed. Dan, Nkosi wil appeleer teen weiering van borgtog. Ja, van Nkosi wat wil appeleer omdat hy nie borgtog gekry het nie. Hy het ook sy regsverteenwoordiger laat gaan. Nou, die rede hoekom hulle nie vir hom borgtog oorspronklik wou gee nie, 21 April dink ek, ek sal wel sederdien in aanhouding, is omdat hulle is bang hy meng in met sy eie saak, want dit is immers waarvoor hy aangekla word deur ernstige gerugte by die Madlanga kommissie, van inmenging. ernstige aantuigings, en toe kry hulle in sy huis R50.000 wat hy nie kan of wil verklaar nie, 'n skokgranaat, ammunisie wat aan die staat behoort en wapens. So, daar's twee sake, daar's 'n saak in die Pretoria Noordse Landdroshof en 'n saak in Thohoyandou wat hulle nou saam wil voeg tot een saak, en die regter wat gesê vir Landdros het gesê het, jammer, hy kan nie borgtog kry nie want hy gaan inmeng teen sy eie sake, weet, want daar was ook dossiere, 6 dossiere in sy besit gevind. Wat maak jy met die dossiere? Ja, mens mag 'n dossier huis toe neem as jy 'n speurder is, as jy ondersoek doen. Moontlik, maar nie wanneer daar hierdie tipe aantuigings teen jou is nie. So hy wil appeleer daarteen, maar is ook interessant dat hy nou sy regsverteenwoordiger laat gaan het. Dit kan nie lekker wees in die tronk nie, maar hierdie is, as 'n mens kyk na die Madlanga kommissie, die getuies wat in die Madlanga kommissie getuienis gelewer het, wat alreeds oorlede is, wat vermoor is, wat sluipmoorde op uitgevoer is. Dan wil mense minstens moontlik van die mense wat in die Madlanga kommissie nou wel in die tronk is, of wel in 'n aanhouding is, toelaat om 'n invloed te hê op die res van die ondersoek. Absoluut. Dis 'n baie sensitiewe situasie, maar nou ja, goed. Hoor hier, ek is al nou lus om 'n politikus te word. 'n Mens kan nou kandidate benoem vir ANC burgerskap in Suid-Afrika. Burgemeester, ja. Wil jy burgemeesterskap. Ek en Jennifer, ek kan nomineer dan sekondeer sy. Dan jy hoef nie meer 'n ANC lidmaatskap te hê om genomineer te word vir 'n ANC burgemeester. So ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar ek dink dit is 'n klein loopholekie om hulle lidmaatskap wat al hoe minder word te oorbrug. En daai feit dat hulle nie genoeg het nie. Hulle sê dit is glad nie as gevolg van 'n leierskapkrisis binne in die ANC nie. So jy kan absoluut nou enigiemand gaan, dit moet 'n goeie burger wees wat hulle sê wat waterprobleme kan regmaak, wat infrastruktuur kan regmaak. So jy kan absoluut enigiemand nou gaan nomineer wat 'n citizen in good standing is. Om 'n ANC burgemeester te wees. Ek het as 'n laaitjie waterlekke op die plot reg gemaak. Tel dit. Ek weet wel nie, Pierre, of jy die geduld het vir die politiek nie. Ek wil nou net sê, dis nou baie oulik, maar ek gaan ons nou nie vir 'n oomblik glo ek nomineer vir Jimmy in die straat wat niemand ken en dan ewe skielik word hy die burgemeester. Jy moet nou nie vir my nonsens vertel nie. Nee, ek vermoed dit is maar net binne in die ANC om vir mekaar die geleentheid te gee om te sê dat daar 'n demokrasie is. Okay, almal kry 'n deelname-sertifikaat as sy. Kom ons gesels oor Fly Safair wat oor die vingers getik is. Ja, ek weet daar's heelwat van ons wat al in 'n propvol vlug moes sit op 'n Fly Safair vlug en hulle is nou deur die nasionale verbruikerskommissie oor die vingers getik dat hulle na bewering vlugte oorboek. So hoe die saak aan die lig gekom het is daar was 'n mens wat opgedaag het met hulle gekoopte kaartjie en toe sê hulle jammer, daar's nie vir jou 'n sitplek nie. Mens hoor dit nogal redelik. Ja, en hulle het nou erken dat dit 'n praktyk is wat hulle gebruik om vlugte te oorboek. Ek wil wel vra, is dit nie ook 'n wêreldwye tendens dat vlugte geoorboek word om te kompenseer vir mense wat nie opdaag nie? Dis oneerlik. Ek hoor ja, maar die probleem in Suid-Afrika is dat ons te min plaaslike lugrederye het. So wanneer jy genoeg het, kan jy daai moontlike loophole doen om die bly oneerlik om geld te vat by mense as jy weet vir jou heilige siel jy kan hulle nie daai diens verskaf. Wel, die nasionale verbruikerskommissie is daarom gelukkig aan ons kant en besig om die saak vir ons te hanteer. So hulle stem saam. Hulle stem saam. Okay, it's only. Ek gaan niks sê nie. Ek sit net te dink aan die kere wat ek al moes staan by 'n vlug en hulle sê jammer meneer. Ek moet eerlik, dit het nog nooit maar gebeur nie. So dalk is ek net gelukkig, dalk vlieg ek nie goed genoeg Dit het nog nie met my op 'n plaaslike vlug gebeur nie, maar dit het met ons op 'n internasionale vlug gebeur wat hulle vir ons gesê het, dit is geoorboek. Wie wil vanaand in die hotel slaap want ons het te veel sitplekke. Nee, ek was swanger en
Jy wys toe. Ek sê ek sê my man, ek slaap in geen hotel nie. Ek is op hierdie vliegtuig vanaand. Jy is met jou naels buite vasklou, maar Iemand anders kan 'n nag in 'n hotel op 'n koue lughawe gaan spandeer. So gepraat van koue, ons moet praat oor hierdie pragtige storie. Daar's 'n held. 'n Mens is 'n held as jy so 'n pragtige hond uit die water uittrek. Chris Barnard. Chris Barnard, jy van is Vredendal. 'n held. Jy's 'n sterhou maat. Hy het sy klere uitgetrek en in sy onderbroek in die yskoue waters by Vredendal ingegaan. Daar's nie 'n rivier nie, daar het 'n rivier gekom van die reën en hy daar in die wingerde ingestap want hulle het 'n hond gesien wat daar is en hy het eenvoudig sy klere uitgetrek in sy turquoise onderbroek daar uitgestap. Dis bietjie te veel detail, Tanya. Ek weet, maar hy daar Dis wat uitgestap. dit is. Daar is hy en hy red vir die hond wat hulle nou River gedoop het omdat hy uit 'n river gered is daar by Vredendal. Hulle sê al wat hulle gesien het, sy hond se oogies wat nog uitgesteek het bo die water. Die hond was blykbaar yskoud. Hy het gestink. Hy was oortrek van bosluise en vlooie. Dit lyk nie asof daar 'n eienaar is nie. Hy het ook kanker. Ja. So hulle het nou geld begin insamel om vir hom chemoterapie te gee en dit lyk my daar's heelwat mense wat vir River graag 'n nuwe huis wil gee. Ek het gelag want hy sê Chris sê, jy weet, sy vrou was want die video is 'n paar keer versprei deur R200,000 en sy vrou sê, "Hoekom is jou sterre oral op sosiale media?" Toe sê hy, "Maar jy kan bly wees my Onnie het nie 'n gat ingehaat nie." Ja, ja. Dis sê daar moet jy luister wat jou ma vir jou sê. Jy sien, Moenie jy moet 'n altyd. gaatjie aantrek. Nee, Altyd. presies, en jou sokkies Jou ook. ma was reg. Trek maar die mooi panty aan as jy reis. Ag, shame. River, dis 'n baie mooi Ja. storie op die ou einde vir River. Die organisasie, dierewelsyn organisasie Angel Project werk baie hard daaraan om vir my huis te kry en om op te pas. Dis great, dis great. Dan, Dit is 'n beautiful story. Dan. Ja. daar's 'n koei wat lyk soos Donald Trump, 'n buffel koei en hulle gaan dalk die triek is. Wag, vertel wat is Dis die 'n triek aan die einde? albino Ek gaan nie die buffel serie. in Bangladesh. Ja. En die eienaar sê die buffel lyk vir hom so baie na die Amerikaanse president Donald Trump dat hulle die buffel toe nou Donald Trump. En nou kom mense van heinde en verre om te kom kyk na die buffel en hulle sê hy lyk op 'n haar na Donald Trump. Haar. Hoorie. Die kikker hierso. Kom in die storie, wil nog. Die ding is, wat is die plan met die buffel? So Pierre het al vanoggend vroeg bespiegel. Daar's een van twee opsies nou. Of hulle gaan vir hom offer, nee. Of hy gaan so famous word dat mense van heinde en verre, jy weet soos wat ons Jessica die seekoei daar in Hoedspruit het, gaan van heinde en verre kom om die albino Trump af te neem. Nee, ek dink nie hierdie buffel gaan enige plek nie. Ek dink hy's net daar vir toerisme nou. Hy gaan nie geslag word nie, hoor. Die Hy oorspronklike storie is hy gaan geoffer gaan word in 'n geestelike seremonie, hy gaan geld maak. maar ek dink hulle gaan hom maar bietjie hou. Maar kyk daai hare, ek weet, en die ding wat so en hy word mooi vertroetel, die hare word gekam. Dit is verskriklik snaaks. Dit is koslik. Tanya, baie dankie vir die saamgestel. Jy het 'n heerlike naweek. Julle ook lekker Vrydag. Dit is Tanya de Venter-Byker. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.